ons gesels met Mike Bolhuis oor digitale veiligheid. Mike, ons hoor al hoe meer van mense wat deur bedrog op WhatsApp groepe of sosiale media vasgekeer word. Wat is die eerste dinge wat iemand moet doen die oomblik as hulle agterkom? Hulle is vasgevang in hierdie aanlyn bedrogspel of iemand het hulle vasgevang met hierdie stories. Goeiemôre julle almal. Ons hoop dit gaan goed met julle. Ons hoop dat julle veilig en gesond is. Ons het nou al hoeveel keer en aanhoudend vir mense gesê om baie versigtig te wees met digitale en elektroniese kommunikasies. So ou kan dit nie te veel sê, lyk dit my nie, want ons stuur die projekte uit, ons doen radio-interviews, ons praat op TV, aanhoudend waarsku ons mense. Ons is ongelukkig almal afhanklik van al die stelsels, 'n laptop, selfoon ensovoorts. Reël nommer 1, voor jy, kom ons sê, 'n kar gaan ry, gaan jy mos nou eers leer om die kar te ry. Is ek reg? Voor jy jou wiskunde gaan skryf, gaan jy mos nou eers die handboek goed lees en bestudeer, en dan gaan jy hom skryf. Jy gaan mos sekere dinge nou nie doen, maak nie saak wat dit is, gaan jy leer. Met 'n selfoon, met digitale en elektroniese kommunikasies is dit juist die belangrikste, want dit is die toekoms. Die hele toekoms hang af van digitale en elektroniese kommunikasies. En ons kan nie vooruit beweeg sonder dit nie. So reël nommer 1, leer jou foon ken soos die palm van jou hand. Doen die moeite, moenie net opklim nie. Jy gaan moeilikheid kry, jy gaan afval. So tweede reël is, moenie net na jy nou die foon goed geleer het, moenie net enigiets oopmaak wat na jou toe kom nie. Moenie val vir something that sounds too good to be true, hierdie lekker vakansie, nou dat die vakansie opkom. Wow, dis 'n goeie prys, kyk die pragtige foto's, die pragtige strand, en jy betaal sommer 'n deposito nie. So reël nommer 2 is, doen 'n deeglike ondersoek. Moenie net oopmaak nie, maar doen 'n deeglike ondersoek. As jy wel jouself nie kan help nie, want mense is uiters nuuskierig. En onthou daai spreekwoord oor nuuskierigheid, né? Curiosity strangles the cat. It's not kills the cat. Strangles is die ware spreekwoord. Is 'n proses. So stadig maar seker kan so iets jou intrek en jou baie verliese laat lei. So doen 'n deeglike ondersoek. Nommer 3, die ondersoek bestaan uit 'n algehele identifikasie, evaluasie en 'n risiko-analisering. Jy moet eintlik verder gaan en 'n platform en 'n profielondersoek ook doen. In ander woorde, kyk wat sê die inligting op al die stelsels oor hulle. Die voordeel van tot ons almal dat sosiale media oral laat inligting na oor onderwerpe. Jy kan deesdae jou foon op verskeie maniere nader vir inligting. En dit is goed om dit te vra op die fone en uit te vind. Wat is die inligting oor die inligting wat jy nou sou in belang stel? Daarmee gepaardgaande nommer, dink ek is 4, maak seker dat indien jy enige transaksie of by enigiets betrokke raak, en jy sien nou dat hier is 'n ding en dit kan jou benadeel en ander mense benadeel, openbaar dit. Stuur dit vir die polisie, die kontak wat jy het, die mense wat jy vertrou, finansiële instansies, die media, oral. Moenie net die ding delete nie. Doen die moeite. Die laaste vorm van optrede is exposure. Nou, dit is baie logies en dit maak 'n groot verskil. As jy 'n misdaad identifiseer, dan plaas jy dit uit, sodat almal daarvan weet. Maar, kom ons noem dit nommer 5, moenie iets plaas sonder bewyse nie. Nooit net sê, hey, hierdie ou se skelm, of hierdie mense is knockers en scammers, of hierdie is fake, of hierdie is dit of die of daai. Jy kan nooit, mag nooit, en moet nooit inligting plaas sonder bewyse. As iets goeds is, as iets slegs is, gevaarlik is, tot nadeel van die gemeenskap, sit jy die bewyse by. Moet nooit net inligting oor en weer stuur, sonder feitelike bewyse. Met dit kom ons gou-gou by fake news, fake inligting, soos ons nou hier geïdentifiseer het, sê nou maar alles is fake, die vakansie bestaan nie, dis nonsens, dit knock en scam die mense ensovoorts. Dan plaas jy dit met die feite, met die inligting in totaliteit en jy doen 'n total exposure. En jy gee waarskuwings en maak seker dat jy jou inligting bysit.
dat mense jou kan kontak indien nodig en kan bevestig dat dit jy is, dat die inligting wat jy geplaas het is feitelik, dat die inligting wat jy expose hierso en identifiseer is vals en tot nadeel van die publiek. Kom ons hoop hierdie keer in Namibië dat julle almal luister en behoorlik julle fone bestudeer en behoorlik toepas wat ek hier gesê het, dan gaan julle nie geld verloor nie, hoor. Met dit, lees ons projekte. Die boewe van vandag het almal selfone. En dis die maklikste misdade om te pleeg, is deur selfone, digitale en elektroniese kommunikasies. Groete en seën en sterkte en alles wat mooi is vir julle. Baie dankie Mike, 'n mooi dag vir jou.